Okay, kom ek waarsku jou sommer voordat jy begin kyk, as jy judgmental is of wat ook al, asseblief scroll verby. As jy wil 'n biblical dinge hoor, dan kan jy bly. Okay. Die wegraping. Okay, ons is nog hier. Okay. Niemand is weggeraap nie. So, ek wil vir jou kom wys vandag. Ek het bietjie gaan research doen daaroor en besef jy dat die wegraping nie 'n Bybelse konsep is nie. It is a man-made concept. Kom ons gaan kyk wat sê die woord van God. So nêrens, as jy my nie glo nie, gaan kyk, nêrens in die Bybel praat die Bybel van 'n wegraping nie. Die enigste skrif wat hierdie mense nou gebruik om te sê dit is nou 'n wegraping, is 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. En daar staan geskrywe, die Here self sal van die hemel neerdal, en ons wat in die lewe oorbly sal saam met hulle in die wolke weggevoer word, om die Here in die lig te ontmoet. Nou die Griekse woord hier is harpazo. Ek hoop ek spreek dit reg uit, harpazo. Dit beteken net weggevoer of weggeruk. Later is dit in Latyn vertaal na rapturo, en daarvandaan kry 'n mens die woord wegraping. Maar die Bybel gebruik nooit daardie woord nie. Ander skrifte wat mense gebruik is 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52 wat sê, en ons sal verander word by die laaste bassein. Johannes 14 vers 2 tot 3, Jesus sê hy gaan 'n plek voorberei en hy sal terugkom. En dan die ander skrif wat mense gebruik is Matteus 24 vers 40 tot 41, 2 in die veld, 1 geneem en 1 bly oor. Maar nêrens sê Jesus, hy gaan stilletjies kom, en net 'n paar van ons, so basically sê mense, Jesus het favorites, hy gaan net 'n paar van ons wegvat. Nee, dis nie Bybels nie. So waar kom hierdie konsep vandaan? So vir 1800 jaar, 1800 jaar, in die geskiedenis van die Bybel, in die kerkgeskiedenis, het niemand van 'n aparte wegraping gepraat nie. Die vroeë Christene het net oor die wederkoms van Jesus gepraat. Okay, so, waar kom dit vandaan? In 1830 het 'n man met die naam John Nelson Darby begin leer van 'n voorverdrukkingswegraping, dat Jesus sy kerk stilletjies sou kom wegneem voordat die moeilikheid kom. Okay. Daarna het die Scofield Verwysingsbybel, die 1909 vertaling, hierdie leer in Amerika baie gewild gemaak. En toe was daar boeke en flieks, een van hulle was die Left Behind reeks, brilliant reeks, ek het dit baie geniet alles. Maar, dis 'n mensgemaakte leerstelling, dit is nie Bybels nie, dis 'n valse leerstelling wat mense mislei, en dis vir my skokkend om te sien hoeveel dominees, pastore en mense dit preek, alhoewel dit nêrens in die Bybel staan nie. Wat beteken dit as ons sê daar gaan 'n wegraping wees? Jesus sê vir ons van dinge wat in die eindtye sal gebeur. Hy sê vir ons sal trials and tribulations ervaar. Maar met die gedagte van 'n wegraping wil dit voorkom asof hierdie mense sê, Jesus gaan die gunstelinge, sy favorites, kom haal, sodat ons wat sy favorites is, nie deel moet wees van die tribulation en die gesukkel nie. Klink dit vir jou soos iets wat Jesus gaan doen? Die Bybel praat, soos ek sê, glad nie daarvan nie. Daai 4 skrifte wat ek vir jou gegee het, is skrifte wat misgeïnterpreteer word deur mense. Wat die woord wel vir ons sê, is die wederkoms. Wat sê Jesus self oor sy terugkoms? Die Bybel is baie duidelik oor hoe Jesus sal terugkom. 1, dit sal openlik en sigbaar wees. Hy gaan nie soos 'n skelm in die nag kom en sy mense kom haal nie. Oop en eerlik.
Matteus 24 vers 27, soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sê hy, in Matteus 24 vers 30, met heerlikheid en krag, hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En dan met engele en die basuin, Matteus 24 vers 31, en hy sal sy engele uitstuur met 'n groot trompet geskaal, en hulle sal sy uitverkorenes byeenbring. Nou, as ons gaan kyk na hierdie boeke en movies oor die wegraping en wat mense sê, dan sien jy hoe, ek dink een van die movies is die mense op 'n vliegtuig, en dan kyk hulle langs hulle, en dan die persoon wat langs hulle gesit is, 'n klere is net daar. Die babiekies is weg, die kinders is weg, want dit is tog wat hulle sê, in die wegraping gaan Jesus nou almal wat hom dien, kom haal, en kinders gaan outomaties hemel toe. So, sonder enige waarskuwing gaan Jesus dan kom en jou kind wegvat. Daar gaan ongelukke in die fliek, kan 'n mens sien hoe daar ongeluk op die pad is, want hierdie ou was besig om te stuur en woeps, daar is hy weggeraap, terwyl hy besig is om te bestuur, en daar gaan sy trokkie of bakkie of whatever van die pad af en veroorsaak ongelukke. So, as jy gaan kyk daarna, gaan dit totaal en alle chaos veroorsaak. Dien ons 'n God van chaos, of dien ons 'n God van orde? Alles vra wat jy jouself 'n bietjie gaan moet vra. Ook moet ons onthou, in 1 Tessalonisense 4 vers 16 staan daar, dat wanneer Jesus weer kom, sal al die dooies in Christus opstaan. Gaan kyk bietjie, ek het 'n video gemaak oor die verrykte liggaam, dat wanneer Jesus kom, ons gaan nie, hierdie fisiese liggaam gaan nie opstaan nie, maar dit gaan 'n verrykte liggaam wees, want 1 Korintiërs 15 vers 52 sê, die lewendes sal verander word. So die van ons wat nog leef op die dag wat Jesus kom, gaan ons ook 'n verrykte liggaam hê. En 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 8 sê, die goddelose sal geoordeel word en die regverdiges beloon word. So julle, die Bybel praat vir meer as 300 keer oor die wederkoms van Jesus. En elke keer is dit duidelik, wanneer hy kom, sal dit openlik, sigbaar, hoorbaar, met heerlikheid, met engele en met die besyn van God wees. Dit gaan nie 'n sneaky ding wees van, jy word gevat, al die kindertjies is weg en kos, chaos en sulke goed nie. Kyk net, hierdie afgelope tyd, hoe het mense begin paniek oor die wegraping. Kom dit van God af? Nee. Kyk, daar is geen skrif waar Jesus sê, hy gaan 'n tweede keer kom nie. Ok, een keer in die geheim en dan weer later nie. Dit is 'n vals leer wat in die 1800s begin het. Ons bou nie ons geloof op een vers wat mense uit verband uittrek nie. Ons bou ons geloof op die volle woord van God. En die woord sê, Jesus kom weer, elke oog sal hom sien, en hy sal sy kinders bymekaar maak, om vir ewig by hom te wees. So ja, julle, asseblief, as jy nie saam met my stem nie, is okay, maar nou nie vieslike comments gaan sit nie, maar ek wil jou vra, gaan dink bietjie oor wat ek nou vir jou gesê het, gaan bid oor hierdie storie, en vra, Here, is hierdie Bybels? Heilige Gees, convict my hart. Jy hoef nie my woord te vat nie. Vra vir die Here, wat is die waarheid? Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê.